Goeienaand en hartlik welkom by ons, hierso in Montana, Pretoria, waar ons van uitsaai uit die Klingbergse sitkamer uit, so jy is vanaand baie welkom in ons geselskap, in ons gesprek asseblief, wees meer lewend, lewer kommentare, deel jou gedagtes met ons hierso op Facebook en gesels lekker saam met ons, terwyl ons hier in die sitkamer is, by Roland en Ria se huis. Nou ja, ek gee vir jou die geleentheid, ons gaan nou 'n lekker liedjie, of nee, 'n lekker liedjie nie, 'n lied speel, wat Karen vir ons geskryf het, soos sy sê, sy preek saam met my vanaand, want sy het hierdie lied geskryf, rakende ons boodskap vanaand, en deel so lank die boodskap na jou tydlyn toe, deel so lank die boodskap dan na jou WhatsApp status toe, dinge gaan roffies on hierdie huis, Meis huil vir oupa, hallo Meis, hoe gaan het met Meis, hoe gaan het met oupa se babatjie, oupa is so liefies vir jou, maar, Roland gaan vir ons 'n liedjie sing, en dan gaan ons begin met die diens, dag, speel, nou sy, Waar diewe breek en steel, lekker, moenie vir julle skatte by mekaar naak op die aarde, waar mot en roes verniel, waar diewe breek en steel, maak by mekaar in die hemel. Maak vir julle skatte by mekaar in die hemel, waar geen mond of roes verniel nie, waar diewe nie inbreek en steel, waar julle skat is, daar sal julle hart ook wees. Waar julle skat is, daar sal julle hart ook wees. Die goeie mens bring uit die goeie skat van sy hart, die goeie skatte tevoorskyn. Maak vir julle skatte by mekaar, maak vir julle skatte by mekaar. Maak vir julle skatte by mekaar in die hemel, waar geen mond of roes verniel nie, waar diewe nie inbreek en steel, want waar julle skat is, daar sal julle hart ook wees. Waar julle skat is, daar sal julle hart ook wees. Waar julle skat is, waar julle skat is, daar sal julle hart ook wees. Waar julle skat is, daar sal julle hart ook wees. Maak vir julle skatte by mekaar in die hemel, waar geen mot of roes verniel nie, waar diewe nie inbreek en steel nie, want waar julle skat is, daar sal julle hart ook wees. lekker, Waar julle skat is, daar sal julle hart ook wees. Maak vir julle skatte by mekaar in die hemel, waar geen mond of roes verniel nie, waar diewe nie inbreek en steel nie, want waar julle skat is, daar sal julle hart ook wees. Waar julle skat is, daar sal julle hart ook wees. Waar julle skat is, daar sal julle hart ook wees. ja, sy, prys die Here, daar het Roland vir ons klaar die musiek gespeel, nie gesing nie, weer eens wil ek net vir julle sê, ons saai uit, vir julle wat nou ingeskakel het, ons is nog hier in Montana, Pretoria, ons saai uit van die Klingbergse huis, hulle sitkamer, so ons het vanaand weer 'n lekker familietrip, 'n kuier, en ons gaan vanaand gesels oor 'n vraag wat ons gehad het vanaf Tersia, en dit is naamlik skatte, hoe kry ons daai skatte in die hemel, wat moet ons hier op aarde doen, om daai hemelse skatte te verkry, so ons gaan vanaand so 'n bietjie lekker daaroor gesels en praat,
En natuurlik die liedjie wat my vrou geskryf het, is presies die opening skrifgedeelte wat ek gaan lees. Sy het nie my voorbereiding gesien nie, maar nou ja, daar het ons dit sommer so bymekaar. So ons prys die Here. So bly ingeskakel, deel die boodskap na jou tydlyn toe op Facebook en dan ook op die jou WhatsApp status, die skakel. As jy nog nie in ons WhatsApp channel behoort nie, kontak ons en ons kan jou soontoe rig. En daar deel ons al ons hele roadtrip se detail daar. Op Facebook sit ons maar net die hoogtepunte waar ons is en wanneer ons ry, maar op WhatsApp, op ons WhatsApp channel, daarso deel ons allerhande tussenin goedjies, waar ons is, wat ons doen by mense. Ag, dis so lekkerte. Dan kan jy ook die mense leer ken waar ons is en so raak ons een groot familie in die Here Jesus Christus. Is dit nie 'n lekkerte nie? Nou ja, ons was nou al letterlik van 'n woonstel tot by die plaas al gewees. So op elke pad, van goeie paaie tot slegte paaie, van reën tot sonskyn. En ja, my kinders spot my, hulle het 'n spot videoetjie gemaak, waar hulle ook nou in 'n sirkeltjie sit en sê kom ons swaai die kamera om en al daai dinge. So hulle terg ons lekker. Nou ja, dit is so heerlikheid om te sien dat jy so saam met ons gesels en ook so meer lewend is en al daai tipe van goed is. En baie dankie vir almal wat finansiëel bydra, wat geestelik bydra. Alles dra by tot die verheerliking van God se koninkryk en dat daar geestelike vryheid in mense se siele wel kan plaasvind. So jy het 'n aandeel daarin. Of jy bid, of jy bydra, of jy albei doen, maak nie saak nie. As jou hart saam met ons is, as jou hart met my hart is, soos my hart met jou hart is, dan is ons saam. En dan alles wat die Here doen, daarvoor kry jy ook loon in die Here Jesus Christus. Nou ja, voordat ons oorgaan na ons lekker kuier en gesels toe, gaan ons net begin met gebed. Dan gaan ek vir julle skrifte gedeeltes lees en alles net so lekker deurpraat en gesels. Hemelse Vader, baie dankie vir die liefde, genade, barmhartigheid. Dankie dat ons vanaand weer eens as 'n gemeente, as 'n gemeenskap van gelowiges kan saamkom. Ek dink nou vir 'n oomblik daaraan, in die tyd van Handelinge, Vader, daar praat die woord van die gemeente in Efese en Galasië. Here, daar was nie 'n spesifieke een kerk gewees nie, maar soos wat gelowiges kon saamgekom het hulle saamgekom en die briewe is gerig aan al die gelowiges in daai dorp. En ons kan vanaand sê aan die gemeente in Suid-Afrika, aan die gemeente in die wêreld. Vader, almal wat kan inskakel en almal wat bereid is om in te skakel en saam met ons in hierdie woord te luister. Hierdie woord is vanaand vir elkeen. Niemand het toevallig ingeskakel nie, Vader, maar Here, U bestuur en U lei en U rig. En soos wat mense reageer en deel, so kan daar meer mense getrek word na vanaand se boodskap toe, na vanaand se kuier en gesels rondom die woord van U. Dit is so lekker om te verstaan. As ons kyk in die Bybelse tyd, ons is eintlik besig ook op 'n praktiese vleeslike vlak met werklik waar hoe hulle kerk gehou het. Ons kom saam, ons vergader saam, ons gesels oor die woord, ons luister 'n lied, ons in ons harte die lied leer ons raak in die woord van U. Want die woord leer ons dat liedere moet ook leersaam wees. Liedere moet ook kan onderrig. Dis nie daar net vir goed voel en entertainment om jou dag verby te kry nie en om jou meer emosies op te wek nie, dis om ons te leer. Dankie Vader dat U die middel ook vir ons verskaf het en dat U vir ons voorsien dat ons wel ook, Here, dit so kan uitsorteer. Ek wil U net loof en prys U vir Vader. Halleluja, lei my vanaand deur die groot genade en liefde in Jesus se naam. Amen. Waar sy? Ek net 'n slukkie water vat. Nou die heel eerste skrif wat ek gaan lees, voordat ek die hoofskrif gaan lees, wat ons nou geluister het met die lied, is Matteus 12 vers 35. Kom ons lees net daai een vers heel eerste. Matteus 12 vers 35. Ek gee vir jou geleentheid om jou Bybel oop te maak. As jy daar ekstra foon of 'n tablet of 'n rekenaar het, jy kan gou by daai skrif uitkom. Jy is most welcome. As jy nog jou fisiese Bybel het, asseblief, jy is welkom om saam met ons te lees. Dis Matteus 12 vers 35. Die goeie mens bring uit die goeie skat van sy hart goeie dinge tevoorskyn. En die slegte mens bring uit die slegte skat slegte dinge tevoorskyn. Nou dit herinner my aan hierdie een gelykenis. Ek wil dit net gou vir julle lees. Is dit Matteus 11 of 12.
12 vers 35. Net gaan kyk of ek hierdie een skrif gou kan kry. Want hy sê die goeie mens bring uit die goeie, uit sy goeie hart, die skat en die vits net. Ek wil net gaan kyk of ek dit kan kry. Lukas 8 vers 15, kom ons bly gesoontoe. Ons kuier mos nou vanaand lekker saam. Is dit daai wat hy sê, die goeie bring die goeie van sy hart? Ja, Ja, dit is so. kom ons loer gou na 'n skrifgie. So daar sê. So die skrif wat ons sopas gelees het is Matteus 12 vers 35 wat hy praat van die goeie mens bring uit die goeie skat van sy hart goeie dinge tevoorskyn. Goed. Nou wanneer ons net gou hierso oorgaan na Lukas 8 vers 15 toe. Ek wil net eers hou jou vinger daar oop in Matteus, ek gaan terugkom soontoe. Lukas 8 vers 15. Lukas 8 vers 15. Hy sê en wat in die goeie grond val, dit is die wat nadat hulle gehoor het, die woord in 'n edele en goeie hart hou en met volharding vrug dra. So hierso sien ons al klaar heenwyse van die goeie skat wat in ons hart moet wees, is die woord van God. En daai goeie skat kan slegs in ons hart wees as ons hart oop is om ontvanklik te wees, want baie mense hoor die woord, as jy sê jy is 'n goeie mens in die opsig van jy kan nou vandag sê jy's 'n goeie mens nie. Maar wat die goeie hart hier bedoel en edele hart is 'n ontvanklike hart soos 'n kind. Baie hoor die woord van die Here en dan raak hulle opstandig, hulle raak weerspannig, ongelukkig, omgekrap en dan daai woord wat jy hoor word nie in 'n goeie en 'n edele hart gesaai. Daai woord gaan verlore. Nou die hele gelykenis in Lukas 8 gaan juis daaroor dat sommige hoor die woord, dadelik pik dit weg, ander deur die sorge van die lewe, ander deur vervolging, wat die geval ook al mag wees, maar 'n persoon wat sê, weet jy wat Here, ek is bereid om te hoor en te luister. Ek gaan hoor wat die woord vir my sê, want dan net ons bedien uit die woord uit. So wanneer 'n mens die skrif sou lees, aanvaar die skrif vir wat dit is, in 'n goeie en 'n edele hart. Maak jou hart oop. As jy jou hart nie oopmaak nie, kan daai woord nooit vrug dra nie. Dan kan ons nie die skrif aanhaal wat sê die een saai en die ander een maak nat en God laat groei nie. Want as daai saad, en dit is die woord van God, nie in 'n goeie en 'n edele hart val nie, kan God dit nie laat groei nie, want dan word dit verstik, of verdring, of weggepik, of dit word verdor, en dit is wat ons ook moet verstaan. So ons sien ook, dat selfs die woord van die Here, daar's baie voorwaardes, daar's baie dinge wat ons moet ook verstaan en doen, en dit is waar ons vanaand gaan praat, om hierdie hemelse skatte bymekaar te kry. Skriftuurlik, wat moet ons doen, sodat ons skatte in die hemele bymekaar kan kry? Daar sê. Nou kom ons gaan gou terug na Matteus 12 toe, so nommer 1, jy moet die woord ontvang, en die woord is die skat wat in jou hart gesaai word. Dit is die goeie skat. Ons weet daar is niks in hierdie wêreld meer waardevol as die woord van God nie. Ja, ons het al net dit genoem, ek sien my vrou stikke daarso, ons het al 158 liedjies wat ek en Karen geskryf het en uitgesorteer het, saam met die tegnologie, en soos wat Roland en Ria dit nou die laaste 2-3 dae ondervind het, die een lied wat Karen vandag opgesit het, Laaste Bassein, was 'n gespook en gespartel, en op die einde van die dag, toe skryf ek en sy saam, so daai is 'n gesamentlike lied van ons, en uiteindelik het hy deurgekom, en ons kon hom wel op die groep sit, wel vandag op 'n Telegram groep. So as jy nog nie in 'n Telegram groep behoort nie, 158 liedjies Afrikaans en Engels. Ons het ook op ons YouTube kanaal, maar sit ek ook presies daai hoeveelheid liedjies, en dan sit ek dit ook wel op Facebook. Maar op Telegram is dit lekker georden, en op YouTube is dit lekker georden. Maar kom ons lees gou Matteus 6. So ek dink ons verstaan die waardevolste skat wat jy kan ontvang, en dit is wat die Here Jesus 'n gelykenis ook sê, hierdie man wat hierdie skat gekry het, hy het alles gaan verkoop, om hierdie kosbare skat in die hande te kry, en dit is die woord van God. So as jy jou hart vandag oopmaak, in 'n goeie en 'n edele hart, jy kan die woord ontvang, het jy 'n goeie skat in 'n goeie hart.
Is dit nie amazing en mooi nie? Nou, selfs ons kinders van die Here partykeer, kan ons so, hoe sê hulle in Engels, headstrong wees, hardkoppig wees, eie sinnig wees, eie wys wees. Die skrif sê daar's meer hoop vir 'n dwaas as 'n persoon wat wys is in sy eie oë. So ons as kinders van die Here, ons moet uit ons eie wysheid ook partykeer bietjie uitbreek, né? Nou kom ons lees gou Matteus 6 vanaf vers 19 tot 21. Dis nou die lied wat julle in die begin gehoor het. Dis Matteus 6 vers 19 tot 21. Hy sê, moenie vir julle skatte bymekaar maak op aarde, waar mot en roes verniel, en waar diewe inbreek en steel nie, maar maak vir julle skatte bymekaar in die hemel, waar geen mot of roes verniel nie, en waar diewe nie inbreek en steel nie, want waar julle skat is, daar sal julle hart ook wees. So, hierdie praat eintlik baie met ons, né? Waar julle skat is, daar sal julle hart ook wees. So ons moet vir ons skatte in die hemele bymekaar maak. Nou ons gaan vanaand praat, hoe maak jy vir jou skatte in die hemele bymekaar? Nou nommer 1, klaar uitgesort, dit begin by die woord van God. Goed, en waar begin dit by die woord van God? Deur wedergeboorte, jy moet die Here Jesus aanneem, jy moet jou bekeer, en jy moet uitsorteer, en dan moet jy ook laat doop, en so kan jy die pad begin stap, en dan is die woord in jou hart, deur die Heilige Gees, maar dan moet ons net gehoor gee aan die woord, wat wel in ons hart gesaai is. En dan net, die saad is die woord van God. Dit is die beginsel, en die begin en die einde van die saad is die woord van God, wat in jou hart gesaai word. Nou ja, voordat ons aangaan, om vir jou presies uit te wys, wil ek op 'n punt begin, sodat ons iets mooi verstaan, en as ons dit nie gaan verstaan nie, dan gaan die evangelie vir ons reëls wees, en regulasies, en dan maak ons hart nie oop nie, dan al die woord wat ons dan hoor, val nie in 'n goeie en 'n edele hart nie. En ons wil graag hê, die woord van die Here moet in 'n goeie en 'n edele hart val, is dit nie so nie? Nou, kom ons lees gou 1 Korintiërs 13, seker die bekendste skrif in die hele Bybel, naas Psalm 23 en Johannes 3 vers 16. Vanaand is my mond bietjie droog. 1 Korintiërs 13 vers 1 tot 3. 1 Korintiërs 13 vers 1 tot 3. Al sou ek die tale van mense en engele spreek, en ek het nie die liefde nie, dan het ek 'n klinkende metaal en 'n lydende simbaal geword. En al sou ek die gawe van profesie hê, en al die geheimenisse weet, en al die kennis, hoor mooi, en al die kennis, en al sou ek die geloof hê, sodat ek berge kon versit, en ek het nie die liefde nie, dan sou ek niks wees nie. En al sou ek al my goed uitdeel, en al sou ek my liggaam oorgee om verbrand te word, en ek het nie die liefde nie, dan sal dit my niks baat nie. Nou ja, as ons deur hierdie 3 verse kyk, is daar 'n paar dinge wat baie mooi duidelik uitstaan. Hier praat hy van die bediening van die woord, dit is nou soos profesie. Hy praat van geheimenisse ken, so jy weet presies waar gaan die woord, waar gaan die koninkryk van God, al die tipe van goed. So hy praat van geestelike dinge, bedieninge van die woord, geloof, selfs geloof wat jy berge kan versit. Dan praat hy ook van iets meer tasbaar, meer prakties, waar jy goed uitdeel, met ander woorde, doen charity, liefdadigheidswerk, en dan praat hy ook, jy is nie skaam vir die evangelie nie, jy sal jou liggaam oorgee om verbrand te word, maar hy sê, al hierdie dinge kan wel in jou lewe gebeur, sonder liefde. Dan baat dit 'n mens niks. Okay, so dit is die basis van alles in ons evangelie. Maak nie saak waaroor ons preek en wat ons preek nie, omdat God liefde is, bly dit die basis of ons vertrekpunt oor enigiets waarvan ons praat binne in die evangelie. Nou, die groot ding is, ek wil net gou op die stadium noem, voordat ek voortgaan 'n bietjie verder uitbrei oor liefde en waarom ek praat wel oor liefde. Ons gaan nie beloon word vir gawes wat in ons lewe werk nie. Nou in 1 Korintiërs 9 of 1 Korintiërs 12 praat hy van die 9 gawes van die Heilige Gees. Ons lees in Efesiërs 4 van bedieninge. Ons lees in Romeine 12 van gawes en bedieninge. Nou, wanneer 'n gawe werk, en nou die bekendste gawe altyd wat genoem word, is die gawe van genesing. Ons het klaar gelees in 1 Korintiërs 13 van profesie. So jy kan selfs ook
preek en dit kan waardeloos wees. Maar enige gawe wat funksioneer, wat werk. Onthou net, profesie is 'n gawe, dit is iets wat werk. Goed? En dit is gawes van die Heilige Gees. Dis nie jou gawes nie. Die Here Jesus het ook die gelykenis vertel vir ons in Matteus 25 wat hy vir ons sê, en die Here het sy besittings aan sy diensknegte toevertrou. So wanneer jy 'n kind van die Here word, ontvang jy die Heilige Gees. Nou in die Heilige Gees wat jy ontvang het, is al die gawes van die Heilige Gees. Die totale vrug van die Heilige Gees het jy ontvang. En natuurlik oorkoepelend van alles, en dis die onderpand en die waarborg en die lewe en waaruit jy moet alles beoefen is die liefde. En jy die liefde ontvang deur die Heilige Gees wat al hierdie dinge verseël in jou lewe. Goed. So jy gaan nie loon kry. Kom ons sê jy bid vir iemand en hy word genees. Jy gaan nie loon kry vir die genesing nie. Goed? Want soos wat ons deurlees in 1 Korintiërs 12, sê die woord vir ons, God laat gawes werk soos hy wil en wanneer dit nodig is. Goed. Nou ek wil net vir julle iets noem. Sou die fisiese werking van die gawes beloon word, dan sit ons eintlik met 'n krisis. Want as God nie 'n gawe wil laat werk nie, want dit is skriftuurlik, as God nie 'n gawe wil laat werk nie, sal hy nie werk nie. So dan beteken dit, as die gawe beloon word, wil God jou dan nie hê jy moet 'n skat hê in die hemel nie. Daarom is dit gawes van die Heilige Gees. Jy word nie beloon vir 'n gawe wat funksioneer nie. OK, dis hoekom jy kan profeteer en verlore gaan. Jesus het dit ook gesê van die wolwe in skaapsklere. Hy het hulle gesê, Here, maar ons het in die naam geprofeteer en duiwels uitgedryf en al die dinge. Dan gaan hy sê, weg van my. Maar dan het duiweluitdrywing is 'n gawe. Wanneer die fisiese duiwel uitgedryf word, dis die Heilige Gees wat daai duiwel uitdryf. Dis die Heilige Gees wat die werk doen. Dis die Heilige Gees wat die profesie na vore bring. Dis die Heilige Gees wat die tale na vore bring. Jy maak jou hart oop sodat dit kan funksioneer, maar die fisiese werking kry nie voorbeloning nie. OK, ek wil dit net noem, anders te gaan ons hier in 'n groot verwarring later begin in hardloop. Nou kom ons kom weer terug. Is daai punt duidelik of moet ek ietsie? OK. Net seker maak of almal hom mooi verstaan. Nou, as ons kyk na die voorbeelde wat genoem word in 1 Korintiërs 13, soos wat ek al reeds vir julle genoem het, kan al daai liefdevolle werke liefdeloos wees. So met ander woorde, jy kry nie loon daarvoor wanneer dit in liefdeloosheid gedoen word nie. Nou, 'n verdere probleem wat ons mee sit. Nou sê hy ook in 1 Korintiërs 13, al het jy al die kennis. Wil ek gou vir jou 'n baie interessante skrifgedeelte lees in 1 Korintiërs 8. 1 Korintiërs 8 vers 1. 1 Korintiërs 8 vers 1. Want ons dink, hoe meer kennis ons kry, met ander woorde, hoe meer Bybelverse ek kan opsê, en hoe meer ek sekere dinge, teologiese dinge kan verstaan in die Bybel, verkry ek meer skatte. OK, so ons gaan daai punt ook gou uitklaar. En met betrekking tot die offervleis aan die afgode, weet ons dat ons almal kennis het. Die kennis maak opgeblaase, maar die liefde stig. Nou wanneer jy deur die hele 1 Korintiërs 8 lees, dan verduidelik hy vir ons eintlik een saak van liefde. Al het jy die kennis en jy doen iets wat skriftuurlik korrek is. So dit is skriftuurlik korrek om te profeteer. Dit is skriftuurlik korrek om jou goed uit te deel. Dit is skriftuurlik korrek om jou nie te skaam vir die evangelie nie en gedoodgemaak te word vir die evangelie. Dit is skriftuurlik korrek. Maar baie keer het ons skriftuurlike korrekte oortuigings wat ons in liefdeloosheid beoefen. Dit klink seker nou baie far-fetched, maar ek dink in 1 Korintiërs 13 het ons al klaar die basis. So ons wil 'n bietjie uitsorteer, laat ons meer duidelikheid oor die saak kan kry. Nou wanneer ons kyk in 1 Korintiërs 8, praat hy nou oor vleis wat geoffer is aan afgode.
Mense wat besig is met afgodediens, hulle offer die vleis aan die afgode, hulle sny 'n stuk af, hulle gee dit vir jou om te eet. Goed? Nou die woord leer vir ons, Jesus leer vir ons, daar's geen gees en demoniese mag in daai vleis nie, dit kan jou siel nie besoedel nie, dit kan niks aan jou doen nie. Nie liggaamlik nie, ook nie in jou siel nie. So jy mag daai vleis eet. Maar, gegeewe die tydvak wat Paulus ingelewe het baie Jode tot bekering gekom, ons het Sondag daar gepraat, maar net met dit gou vinnig te herhaal. Het hulle geglo, volgens die wet, varkvleis is onrein, dis nou maar een van die voorbeelde, ons weet daar's ander ook, maar offervleis is nie anyway taboe gewees. As jy dit sou eet, daai offervleis sou aanneem, volgens die Ou Testamentiese wet, sou jy verontreinig gewees het. Dis hoe God dit en jy sou ook gestraf gewees het daarvoor, volgens die wet. Nou leer ons in die Nuwe Testament, dit kan niks aan jou doen nie. Maar nou het baie van die Jode al die Here aangeneem, maar hulle het nog nie tot die kennis van waarheid gekom nie. So nou sit hulle nog met 'n swak gewete, soos wat Paulus dit ook mooi verder uitwys. Hy sê hulle gewete wat swak is, word besoedel. So as hulle nou sien, ek eet 'n lekker stukkie vark en hulle voel as onreinheid, gaan hulle in 'n maling gaan. Hoe kan hierdie ou vir my die evangelie verkondig, terwyl hy sy siel verontreinig was, omdat hy afgodsoffers geëet het? Maar hy sal nog tot die waarheid kom. So dit is skriftuurlik korrek om enige vleis te eet, maak nie saak wat dit is nie. Maar as ek weet, ek maak die ou se gewete seer, of my gewoonte maak 'n ander ou fisies seer, benadeel hom, beskadig hom, dan moet ek ter wille van die ander persoon nie, en dit gaan gewoonlik oor in konteks met die broeders, die kinders van die Here, moet ek so 'n bietjie retireer, ek moet so 'n bietjie terugstaan en daai broeder van my in ag neem. So enige ding wat ek doen, wat al is dit skriftuurlik korrek, wat 'n ander broer benadeel, seermaak, geestelik of liggaamlik, is liefdeloos, al doen ek die regte ding. Goed. Nou, dit is nie te sê ons kan nou oorgaan en sonde doen en al die tipe van goed. Dit het nou niks daarmee te maak nie. Dit is suiwere goeders wat ons doen volgens die skrif. Okay. Nou die voorbeeld is vir ons hier baie mooi opgeteken oor die kos, so dit is iets in hierdie voeging wat ons wel moet verstaan. Goed, dalk is jy nog een of ander verslawing, of wat die geval ook al mag wees, of jy is dalk 'n persoon, jy het 'n kwaai hond in jou huis, en jy weet hierdie hond gaan die ou opeet, en jy nooi jou broer in met die wete. Daar's niks fout om jou hond te hê nie, dis nie 'n sonde om die hond te hê nie. Maar nou weet jy, die kans is goed dat jou hond jou broeder gaan byt. Dan moet jy maar die hond eerder gaan toemaak. Veilige plek dat jy en jou broeder lekker kan saamkuier rondom die woord van die Here. Dis maar net nog 'n praktiese voorbeeld. Daar's baie ander dinge, maar kom ons bly eers daarby. Nou, met ander woorde, ons kan al reeds sien in hierdie gedeelte, dat wanneer ons kyk na om dinge te doen uit liefde uit, gaan dit oor jy moet ander in ag neem. En dis wat hy ook sê verder in 1 Korintiërs 13, liefde soek nie sy eie belang nie. Hy stel altyd die ander persoon se belange bo homself. Alright. Nou, Jesus het dit ook verduidelik in die gelykenis of in die gedeelte wat hy gepraat het in Matteus 25 vers 31 tot 40. Dis Matteus 25 vers 31 tot 40, wat hy gesê het, dit wat jy in een van die geringste van die broeders van hom doen, doen jy aan hom. So as jy 'n saak het, wat jy wel jou broeder kan help in 'n tydelike saak, besoek, kuier, gee, wat die geval ook al mag wees, en jy doen dit nie, dan is dit liefdeloos. As jy daai selfde middele vat, en jy gee dit eerder vir iemand anderste, wat nie die Here dien nie, dan tree jy op in liefdeloosheid, so jy berokken jou broeder skade, wat op daai oomblik nood het, of jou bystand het, nodig het, of jou besoek nodig het, of wat ook al, so jy berokken jou broeder skade, eerder om iemand te help, wat nie 'n kind van die Here is nie. Want dit wat ons doen aan nie gelowiges nie, al is dit jou kind, jou ma, jou pa, jou familielid, doen jy nie aan die Here nie. Enige iemand wat nie die Here dien nie, as jy vir hom iets doen, doen jy dit nie aan die Here nie. En wanneer jy iets aan jou broeder doen, dan doen jy dit aan die Here. En as jou broeder behoefte het, en jy gee dit eerder vir iemand anderste, dan rig jy skade aan jou broeder. So dan is selfs
jou liefdadigheid wat jy doen, liefdeloos. Alright. Nou kom ons gaan voort. En Jesus het ook natuurlik gepraat van die barmhartige Samaritaan in Lukas 10 vers 25 tot 37. Lukas 10 vers 25 tot 37, dis die gelykenis van die barmhartige Samaritaan, hoe die priester en profeet verby 'n persoon geloop het wat gebloei het. Daai persoon wat langs die pad gelê het, kon hulle vyand gewees het, kon 'n heiden gewees het, kon enige persoon gewees het. Nou terwille van hulle godsdienstige ritueel, het hulle geweier om daai persoon langs die pad te help. En nou sê die woord, jy moet ook, as die nood daar is en jy kan jou vyand help, dan moet jy jou vyand ook help om vuurige kole op sy hoof te sit, maar jy is nie daar om vir jou vyand sorg te dra nie. Goed. Dis Lukas 10 vers? 25 tot 37. Ons het laasweek by een van ons kuiers ook lekker hieroor gesels, so ek gaan nie by daai gedagte stil staan nie. Nou jy's op hierdie punt het ek 'n bietjie voorbrand gedoen vir die volgende skrif, en dis in 2 Johannes 1 vers 6. 2 Johannes 1 vers 6. Kom ons lees gou daar 2 Johannes 1 vers 6. Dan net, ons wil vanaand vasstel, hoe maak jy skatte in die hemele bymekaar? Nou ek het nou tot dusver eers verduidelik en aan die hand van 1 Korintiërs 13 dat jy kan liefdesdinge doen, liefdesdade doen wat liefdesloos is, selfs as dit kom by die prediking van die evangelie. Die Here Jesus het ook gesê, mense gaan sê, maar ons het die gevolg, ons was daar en ons was tot predikers, dan gaan hy sê, gaan weg van my, ek ken julle nie. So ons moet dit vasstel as kinders van die Here, moet ons dit verstaan, anders is ons werk op aarde verniet. En dit is die liefde. So hier sê hier wil hy vir ons iets verduidelik, wat is liefde? In een sin verduidelik hy vir ons presies wat is liefde. En dit is die liefde, dat ons wandel volgens sy gebooie. En dit is die gebod, soos julle van die begin af gehoor het, dat julle daarin moet wandel. Dis 2 Johannes 1 vers 6. Dit is die liefde, dat ons wandel volgens sy gebod. En dis die gebod wat ons van die begin af gehoor het. So, die beginsel, as ons kyk na liefde, die fondasie is die gebod van God. Hoekom? Want God is liefde. So alles wat God sê en doen en sy optrede is gegrond in liefde. Dit groei vanuit liefde en God is heilig en regverdig, so sy liefde is altyd heilig en sy liefde is altyd regverdig. Goed, dis eienskappe van liefde wat ons nooit uit die oog uit moet verloor nie. Want ons kan maklik wêrelds raak met liefde, ons kan onskriftuurlik raak met liefde. Nou sodra ons liefdesdinge doen, nie volgens die skrif nie, is dit liefdesloosheid. Nou die voorbeeld wat ek genoem het, vroeër wat ek nou gesê het, waar die Here Jesus sê in Matteus 25, dit wat jy in een van die broeders doen, doen jy aan hom. So met ander woorde, as jy liefdadigheid kan doen, as jy uitreik kan doen, as jy middele het, as jy die vermoë het, en jy reik primêr uit na hulle wat ongelowig is en hoofsaaklik, dan is dit liefdeloos, want is nie volgens die woord nie. So jy moet volgens die woord leer hoe om liefdadigheid te doen. Jy moet volgens die woord leer hoe om te bedien, wat om te preek, hoe om te preek. Jy moet volgens die woord leer hoe om te leef. Jy moet volgens die woord leer hoe om jou huwelik te behartig, om jou gesin te behartig, om jou werksplek te behartig. Hoe jy moet optree teen die ongelowige, teenoor die persoon wat vyandig is teenoor jou, want ons is nie veronderstel om vyandig te wees teenoor enigiemand nie. Want God raak kwaad vir niemand nie. God raak opstandig met niemand nie. Hy is genadig oor almal om hulle te red. Goed, ons raak kwaad. En die oomblik as jy kwaad raak en opstandig raak, dit is liefdeloosheid. Goed, so ek dink ons kan daai begrip mooi in die hande kry en vasmaak in ons hart. En dit is wat die woord sê. Lees die skrif vir jouself. Maak jou hart op dat hierdie woord in 'n goeie en 'n edele hart kan val, sodat jy uit jou goeie skat, dat jy 'n goeie skat uit jou goeie hart na voorskyn kan bring. En die woord praat ook van die vrug, né? Hy sê 'n slegte boom kan nie goeie vrugte na voorskyn bring nie. Maar ons moet die boom goed maak sodat daar goeie vrugte kan wees. En as ons saamwerk en ons bou alles wat ons doen volgens en ons lewe volgens die skrif en ons rig ons lewe in volgens die skrif, dan groei dit uit hierdie goeie hart uit.
en dan begin jy vir jou loon en skatte bymekaar te maak. Okay. Nou kom ons blaai oor. Nou nommer 1, as ons kyk na die gebod. Wat is gebod? Gebod is die woord van God. Dis die testament van God. Nou ons lewe in die Nuwe Testament natuurlik. En wie is die woord van God? Jesus. En wat is Jesus nog? Hy is die waarheid. Hy is die weg. Hy is die lewe. Hy is die waarheid van God. Met ander woorde, hy die waarheid van God se woord aan ons openbaar kom maak. En natuurlik het hy die liefde in daai waarheid openbaar kom maak, want hy is lief vir God, hy is lief vir sy gebooie, hy is lief vir die waarheid van God se woord, en hy het dit kom uitleef, hy het dit kom doen, hy het dit kom toepas, hy het die voorbeeld kom stel, tot die dag van sy kruisdood, en nie tot dan nie, tot en met vandag, want sy kruisdood het 'n effek op my en jou lewe, tot en met vandag. En dit is die redding van ons siel. As hy. Nou kom ons lees gou so ietsie moois in 2 Johannes 1 vers 3, 2 Johannes 1 vers 3. 2 Johannes 1 vers 3. Omdat die liefde gegrond is en volgens die woord, ons moet alles doen volgens die woord, lees ons maar die skrif sodat ons kan sien wat sê die skrif vir ons rakende die woord. Hy sê 2 Johannes 1 vers 3, genade, barmhartigheid, vrede sal met julle wees van God die Vader en van die Here Jesus Christus, die Seun van die Vader in waarheid en liefde. So die Here Jesus het gekom in waarheid en liefde. Okay, so hierdie twee woorde nie van mekaar skei nie, ons moet dit verstaan en aan mekaar koppel. Goed, nou kom ons lees gou so 'n bietjie, 1 Petrus 1 vers 22. Ek gaan net so 'n paar skrifte lekker deurlees, dat julle kan sien die woord is die waarheid. So hier sien ons, Jesus het gekom in waarheid en liefde. Dit is 'n baie belangrike saak. So dit help veel, daar was net waarheid, maar omdat daar liefde was, het die waarheid krag gehad wat hy wel bedien het. 1 Petrus 1:22. As julle in gehoorsaamheid aan die waarheid julle siele deur die Gees tot ongeveinsde broederliefde gereinig het, moet julle mekaar vurig lief hê uit 'n rein hart. So as ons nie gehoorsaam is aan die waarheid nie, kan ons siele nie gereinig word deur die Gees van God wat in ons woon nie. Want omdat dit die dag toe jy tot bekering gekom het, ek wil dit net uitklaar. Jy het die Gees van die Here ontvang, maar in jou is daar nog onreinheid. Daar is nog sonde. Dit is waarom jy nog sondig na jou bekering. Die enigste verskil is, jy gaan nie aanspreeklik gehou word vir jou sonde wat jy gedoen het voor jou wedergeboorte en doop nie. Al hy sondes is weggewas deur die doop. So jy gaan nie eendag verantwoording doen vir daai sondes nie. Maar na jou bekering, omdat daar nog onreinheid in jou hart is, moet dit uitgesorteer word deur sondebelydenis, selfbeheersing, al daai mooi dinge. Nou hoekom jy die Gees ontvang het, is sodat die Gees in jou kan werk gedurig deur 24 ure 'n dag deur die waarheid van die woord om jou gedagtes, jou gewoontes, jou te reinig van enige sondige wêreldse dinge wat teenstrydig is met die woord. Nou so terwyl jy die heeltyd toegee en saam met God werk, vind daai reiniging plaas. En soos wat jy die pad stap, soos wat jare verbygaan en jy werk saam, is daar raak 'n reiniging al hoe meer en meer en meer en meer en meer in jou lewe. Sodat jou optrede, jou denke, jou manier en alles anders is. En jy begin nader aan te praat soos die woord, te dink soos die woord, te redeneer soos die woord, soos wat die Here Jesus dit wel gedoen het. Kom ons spring gou oor na die volgende vers toe, Efesiërs 4 vers 15. Efesiërs 4 vers 15. Nou julle Efesiërs 4 se konteks gaan oor gawes en bedieninge. Okay, Efesiërs 4 vers 15. Gawes en bedieninge is die konteks, ek lees nie die een vers. Efesiërs 4:15. Maar terwyl ons in liefde die waarheid betrag, in alles sou opgroei in hom wat die hoof is, naamlik Christus. Nou kry ons weer liefde en waarheid saam. So jy moet 'n liefde vir die waarheid hê, jy moet gehoorsaam wees in die waarheid. En jy moet dit in liefde doen, nie in hardheid, in eie sinnigheid en in eie wysheid nie. So die waarheid wat 'n mens aanneem,
moet in liefde geskied. En Jesus het vir ons kom toon, wie is die Vader in liefde. Hy het vir ons gesê, ons moet sy voorbeeld navolg. Ons moet by hom kom leer. Sy sagmoedigheid, sy nederigheid, dis alles eienskappe van liefde. Goed, so wanneer ons daai liefde het, dan moet ons die waarheid in daai liefde beoefen. En ongelukkig, ons kom baie keer tot die kennis van waarheid, en nou kan jy begin verstaan waar die saak van kennis ook in kom. Ons bekom kennis, maar ons is nog hard, ons is nog ongeslyp. Ons wil nie toelaat dat die Here ons slyp nie, want nou begin ons kennis te versamel. Nou die kennis maak opgeblaase. As jy net kennis versamel, kennis kan jou vry maak as jy dit in 'n goeie en 'n edele hart aanvaar. Maar nou bekom jy kennis, maar jou hart verander nie. So wat doen jy nou? Nou draai jy die kennis oor in 'n harde gesindheid. So die liefdevolle, genadige, ware woord word in jou hart verander deur jou harde gesindheid. En dis wat in die evangelie gebeur. Dis hoekom maar soveel opinies en menings en al hierdie tipe van goeders is. Want die mens is hard, hy wil sy eie wil en geaardheid ensovoorts deurforceer, nou gebruik hy die woord om dit wel te doen. Goed, so die kennis baat jou niks, as die waarheid van die kennis wat jy bekom het, nie in liefde uitgeleef word nie, want Jesus het gekom in liefde en in waarheid. En eienskappe van liefde, sagmoedigheid, selfbeheersing, nederigheid, soek nie sy eie belang nie, lê sy lewe af vir ander, ensovoorts. Goed. Nou, wat gebeur wanneer ons nie 'n liefde vir die waarheid het nie? Hy sê nie vir ons om met die liefde, terwyl ons die liefde en waarheid betrag. Met ander woorde, dis iets wat jy moet oordink, dis iets wat deel moet word van jou wese. Dit is wie jy moet wees. As jy nou hierdie botmens is, moet jy verander. Jy mag nie, jy's 'n kind van God, Jesus was nie bot nie, God is nie bot nie, jy moet verander, jy moet bedink, jy moet sê, Here, ek moet 'n sagmoedige mens word, ek moet 'n saggeaarde mens word. En ons voel ons lewe gaan in duie stort as ons karakter verander. Dit gaan nie, dit gaan verryk word. Jy gaan inteendeel dinge verstaan en nigter raak oor sake in jou lewe wat jy nog nooit oor nigter was nie. Wil jy net aanmoedig? Daar's soveel rykdom. En dit kom alles deur die woord van God, want Jesus is die woord. Die woord is die waarheid. God het sy woord gestuur, omdat hy ons lief gehad het, so die woord is in liefde aan ons gestuur, geopenbaar, en dit is die woord van liefde en waarheid. So ons moet 'n liefde hê vir die waarheid. Ons moet dit betrag, ons moet dit bedink. Okay. Nou kom ons lees net gou, dan gaan ek, as ek hier klaar is met die paar verse, dan gaan ek oor na voorbeelde, hoe kan ons daai skatte bekom in liefde. Nou, ons word wel gewaarsku, net soos wat 1 Korintiërs 13 is ons wel ook waarsku, maar net in ander woorde. 2 Tessalonisense 2 vers 10, 2 Tessalonisense 2 vers 10, kom ons lees gou daarso. 2 Tessalonisense 2 vers 10. Ek wil dit net noem, hierdie vers is ook ingeskryf in die konteks van eindtyd, as jy nou eindtyd dinge praat en verstaan, en ons het die hele eindtyd reeks in ons Bybelstudie, wat ons heel wat later gaan behandel, en dan word al hierdie gedeeltes soos 2 Tessalonisense 2 volledig verduidelik. Goed, en met allerhande verleiding van ongeregtigheid en die wat verlore gaan, omdat hulle die liefde tot die waarheid nie aangeneem het om gered te word nie. Goed, dat vertoon meer is die Bible app. So, hier praat hy van, as jy kyk na die skrif voor dit en na dit, mense wat nie 'n liefde vir die waarheid het nie. As jy nie 'n liefde vir die waarheid het nie, kan jy nie gered word nie. Dan net, hier praat hy met kinders van die Here, gemeente wat begin afvallig raak het. En hy waarsku hulle oor hierdie leengees wat in hulle midde is, en hulle moet versigtig wees. Hy sê in vers, kom ons lees vers 11 en 12 ook, vers 11 en 12 van 2 Tessalonisense 2. En daarom sal God hulle die krag van die dwaling stuur om die leuen te glo, sodat almal geoordeel kan word wat die waarheid nie geglo het nie, maar behaag gehad het in die ongeregtigheid. Nou, as 'n mens nie die liefde vir die waarheid het nie, 'n mens bly dit teestaan, is die waarskuwing hierso,
dat 'n mens wel onder die krag van die dwaling kan raak, om die leuen te glo. Wat is die leuen? Die leuen is die leuen evangelie, soos wat Johannes ook skryf in sy sendbriewe. Die gees van die antichrist, die gees van verleiding, ensovoorts, 'n valse gees, verleiers en daai klas van ding. So hierso sien ons moet ons hart oopmaak vir die waarheid. Ons moet 'n liefde in ons hart hê vir die waarheid van die woord. Anders kan ons so onder 'n leuen en 'n dwaling verval, dat ons nooit weer daaronder kan uitkom nie. Nou, wanneer ons terugblaai na Romeine toe, na Romeine, is 'n soortgelyke ietsie wat ek graag vir julle wil lees, Romeine 1 vers 8, kom ons lees gou daarso in Romeine 1 vers 8. Nee, 18, jammer, 1 vers 18, jammer, 1 vers 18. Ons moet net een ding onthou, en ek wil eers kind van die Here daarin herinner, dat, omdat nie die Bybel is geskryf vir my en jou, vir kinders van die Here, nie vir die sondaar nie, dis vir my en jou om hier te leer, en al die waarskuwings, en voorbeelde van afvalligheid, wat hier opgeteken is opgeteken vir kinders van die Here, wat afvallig geraak het, en hoe om hulle self weer te bekeer. Ons word herinner aan ons geloof, sodat ons weer hoop kan kry om terug te kan keer na die geloof wat ons baie keer van afvallig raak. Hy sê, want die Romeine 1 vers 18, want die toorn van God word van die hemel af geopenbaar oor al die goddeloosheid en ongeregtigheid van die mense wat in ongeregtigheid die waarheid onderdruk. En dis wat ons in Tessalonisense gelees het ook, hulle wat besig is met die ongeregtigheid. God gee hulle oor aan hierdie leuen, omdat hulle besig is met ongeregtigheid. Hulle het nie 'n liefde vir die waarheid nie. So in ongeregtigheid en verkeerde motiewe en vir verkeerde dinge onderdruk baie mense baie keer die waarheid. Dan kan jy oorgegee word, en dis wat hy later hierso sê. Mense word oorgegee. Kom ons kyk waar staan. Dit is die volgende skrif. Vers 24 praat hy daarvan. En ek gaan lees vers 24 tot vers 26 ook van Romeine 1. Vers 24 tot 26 van Romeine 1. Daarom het God hulle ook in die begeerlikhede van hulle harte oorgegee aan onreinheid om hulle liggame onder mekaar te onteer. Hulle wat die waarheid van God verruil het vir die leuen. En die skepsel vereer en gedien het bo die Skepper, wat geprys moet word tot in ewigheid. Daarom het God hulle oorgegee aan 'n skandelike hartstogte. Nou, ek gaan nie oor alles lees hierso nie, maar nommer 1 praat hy hierso van, in vers 28 ook, ek wil net dit ook lees, vers 28, en omdat hulle dit nie die moeite werd geag het om God in erkentenis te hou nie, het God hulle oorgegee aan 'n slegte gesindheid om te doen wat nie betaam nie. So hier gaan dit nie net oor 'n fisiese daad nie. Ons as kinders van die Here kan so halstarrig wees en eie sinnig in ons eie opinie, dat die woord sê, ek gee hulle oor aan 'n slegte gesindheid. Dan kan jy nou daar die hele gedeelte lees, wat is daai slegte gesindheid. So dit gaan nie net oor een faset van sonde nie. Waarin is ons as kinders van die Here baie keer vasgevang? Ons is baie keer ook in hoerery vasgevang. Nou oordeel, ons sit met die balk in ons eie oog. En wat is hoerery ook? Jakobus 4 sê, hoerery is begeerlikhede in die wêreld. Kolossense en Efesiërs praat daarvan. Begeerigheid is afgodediens. En afgodediens is hoerery. So watse dinge begeer ons in die vlees in hierdie wêreld? Is ons begeerig na? Dan kan ons die vinger kom wys en sê, ja, maar daai persoon so en daai persoon so nie. Ons moet terugkom en sê, Here, ek is besig met hoerery. Ek is besig met afgodediens. Ek is 'n egbreker en 'n egbreekster. Gelees Jakobus 4, dit verduidelik vir ons ook dit so baie mooi. Goed. Nou in Openbaring praat hy daarvan, ook wanneer 'n mens nie 'n liefde vir die waarheid het nie, en 'n mens se eie wyse en eie idees, die waarheid onderdruk, dan kan ons oorgegee word om die leuen te glo. So ons raak deel van die leuen.
En ons glo die leuen evangelie. Ons volg 'n leuen gedagtes na. Ons volg eintlik ons eie gedagtes na, want ons eie gedagtes is leuen gedagtes. Goed? Ons moet God se gedagtes navolg. Maar as sê in Openbaring 22 vers 15, Openbaring 22 vers 15. En hierdie is duidelike skrifte om ons te laat verstaan, nie almal wat sê Here, Here, sal die koninkryk van God ingaan nie. Nie almal wat predikers is nie. Nie al die gemeentelede nie. Inteendeel, die Here Jesus het gesê die meerderheid sal nie die koninkryk ingaan nie. Maar buite is die honde en die towenaars en die oreerders en die moordenaars en die afgodedienaars en elkeen wat leuns liefhet en doen. So ons as kinders van die Here, ons moet ook maar pas op en ons pasopings wees dat ons besig is met die waarheid en nie met die leuen nie. Goed. Ek gaan net daai ene lees. Dan gaan ek oorgaan na 'n mooi voorbeeld hoe om skat in die hemel bymekaar te kry. Ek het so 2 fisiese verse, maar ek dink ons kan so baie hieroor gesels en uitbrei, en ek dink ons stel klaar 'n redelike beginsel rondom wat is dit om skatte in die hemel bymekaar te maak. Eerste skrif is 1 Timoteus 6 vers 17 tot 21. 1 Timoteus 6 vers 17 tot 21. So die beginsel is, as jy nie uit liefde in die waarheid skatte probeer bymekaar maak nie, kan jy nie. Ja, jy moet 'n Moontlik. liefde vir die waarheid hê. Wat is die waarheid? Dis die woord. En dit moet in liefde wees. So jy moet in liefde 'n waarheid vir die woord hê. Liefde. Sê ja. Jy moet Wat van die woord lief is. Jy moet die waarheid van die woord lief hê, en wanneer jy sê jy die woord lief, dan sal jy doen wat die woord sê, volgens die ingeskrewe woord, en dan dit wat jy doen, is dan skriftuurlik. Dit is hoe om skatte bymekaar te kry in beginsel. Goed, klink dit reg? Nice. Kom ons lees. Beveel die rykes in die teenwoordige wêreld om nie hoogmoedig te wees nie, en ook nie hulle hoop te stel op die onsekerheid van die rykdom nie, maar op die lewende God wat ons alles ryklik verleen om te geniet. Dat hulle goed moet doen en ryk wees in goeie werke, vrygewig, mededeelsaam. En vir hulle skat weglê, 'n goeie fondament vir die toekoms, sodat hulle die ewige lewe kan verwerf. Dis net tot daai te gesê nou. O Timoteus, bewaar jou pad en vermy die onheilige onsinnige praatjies en teewerpinge van die valslik sogenaamde kennis, waarvan sommige belydenis gedoen het en wat die geloof betref op 'n dwaalweg geraak het, mag die genade met jou wees. So hier praat hy van die sogenaamde kennis, die Gnostics, was 'n bekende leerstelling in die destydse wêreld, en vandag is dit weer op die surface. Hulle leer al hierdie sogenaamde Gnostic en teologiese colleges en universiteite, so om kennis te versamel. En hierdie is die kennis van die leuen. Want baie keer is mense so gierig na kennis, dat hy uiteindelik eindig by die kennis van die leuen, in plaas om die waarheid van die woord toe te pas. Nou sê hy hierso, beveel die rykes in die teenwoordige wêreld, met ander woorde, as jy fisies op aarde ryk is, om mededeelsaam te wees in goeie werke. En wat is die skriftuurlike beginsel van goeie werke? Jy sorg vir jou gesin en jy sorg dat daar gelykheid is in die broederskap, en dan gaan jy 'n skat hê wat vir jou weggelê is, 'n goeie fondament. En hier het my nou nogal getref. Die nuwe Jerusalem het 12 fondamente. En ons het al baie male hieroor gepraat, en ek noem dit net gou weer vir julle, dat jou goeie werk op aarde bring edelgesteentes en edelmetale voort in die hemele. So jy werk saam met God, jy is die akker van God, jy is 'n medewerker van God, ensovoort. So, wanneer hy nou hier praat in hierdie konteks, dan sê hy, jy wat fisies ryk is, wat alles vir jouself hou, wat voel, dis my blessing, God het dit vir my gegee, ek doen daarmee wat ek wil, die kerk sal my nie voorskryf wat om daarmee te doen nie, ensovoorts, wat die geval ook al mag wees, maar as ons hart agter 'n verkeerde ding is, gaan ons ook ons finansies verkeerd ook uitsorteer in ons materialistiese lewe. Hy sê, jy moet mededeelsaam wees, sodat jy kan deel hê aan daai goeie fondament. Dat jy kan bou aan die fondament van die nuwe Jerusalem. Is dit nie fantasties nie? Dis 'n skat. En die woord sê vir ons, wat is die tipe stene waarvan elke fondament gebou word, en
Openbaring 21 as ek dit nie mis het nie. Is dit nie iets om voor te werk nie? Dis stunning. Goed. Dan gaan ons oorspring na 'n skrifgedeelte in Matteus 19 vers 20 tot 21. Wat min of meer sê wat ons nou gesê, dan gaan ons 'n paar dinge net lekker deurgesels. En my vrou, Riale, as julle ietsie wil bysê, asseblief, julle daar by die huis gesels saam met my. Dalk is daar 'n punt of twee wat ek net kan uitklaar en bietjie lekker oor kan gesels. Kom ons kyk gou Matteus 19 vers 20 en 21. Matteus 19 vers 20 en 21. Dis nou die ryk jong man wat na die Here Jesus gekom het, en ons lees uit al 4 evangelies. Dit is 'n fariseer gewees, 'n godsdienstige persoon wat die woord onderhou het. Die woord soos wat hy opgeteken is, vul in die Ou Testament. Hy het dit na die letter onderhou. So hy was 'n goeie mens en hy het sy tiendes gegee, hy was sy ouers onderdanig gewees, hy het nie gesteel nie, hy het sy vader en moeder geëer, hy het al hierdie mooi godsdienstige gedoen, hy het die kennis daarvan gehad en hy het dit gedoen. Goed, maak nie saak wat mense gee, ewen die wysheid en waarheid sonder liefde bou dit nik. Hou dit, ja, dit is presies so. Nou kom die Here Jesus en hy sê vir hom, die jongman sê vir hom, al hierdie dinge het ek onderhou van my jeug af. Dit is nou al hierdie wette, né? Dan lees ons vers 21. Jesus antwoord hom, as jy volmaak wil wees. En wat leer die Here Jesus ons? Ons moet volmaak wees soos ons Vader. So as jy volmaak wil wees, gaan verkoop jou goed en gee dit aan die armes, en jy sal 'n skat in die hemel hê, en kom hier, volg my. Nou, die een evangelie Markus praat daarvan hoe die Here Jesus hom lief gekry het, en hy het vir hom gesê, een ding kort jy. Daar's net een ding. So al jou godsdienstige werke is presies hoe dit moet wees. Maar jy kort een ding. Hoekom het die Here Jesus dit vir hom gesê? As ons kyk ook na dit wat Paulus geskryf het rondom, as jy die kennis het en jou kennis maak jy aanhou se gewete seer. Hoekom dink ons dit? Want in die posisie waar hy is, het hy net aan homself gedink. Hy was nie mededeelsaam van harte nie. Die wet het gesê, gee 10de, dan gee hy sy 10de. Gee offergawe, dan gee hy dit. Hy was nie betrokke nie, hy was nie meer lewend nie, hy het nie belang gestel nie, want hy wou hemel toe gaan. So hy het nie omgegee vir sy medemens. Die feit dat hy 'n ryk man was, moes daar mense gewees het wat vir hom gewerk het, 10-1 arbeiders. Hoe regverdig het hy hulle behandel? Ons weet nie, volgens die wet is daar ingeskryf hoe regverdig hy hulle moet behandel, maar hoe was sy hart teenoor hulle gewees? En ek dink dit is waar die waarheid van die woord ons hart oopbreek. Wanneer ons 'n liefde vir die woord het, en jy verstaan wie is die Here Jesus. Die Here Jesus het tussen mense geloop. Hy het geslaap waar hulle geslaap het, hy het geëet wat hulle geëet het. As hy nie van was nie, het hy in die veld gaan slaap. Hy was tussen die mense, hy het hulle in ag geneem, hy was saam met hulle, hy was betrokke gewees. Nou ons kan soveel kennis van die Bybel hê, dat ons glad nie betrokke raak by ons broeders rondom ons nie. En ek besef dit is die begin en die einde van die evangelie. Dat wat se tyd spandeer ons aan God werklik waar, om te verstaan wat is sagmoedigheid, om te verstaan wat is nederigheid, van so 'n aard, dat dit ons hart verander, ons wese verander. Maar ons wil net kennis versamel. Ons wil die godsdienstige dinge doen na die letter, maar ons hart is nie werklik waar by ons medebroer en suster en by siele wat besig is om verlore te gaan nie. Want hierdie geld het die man regverdig. Hy het 'n wy gehad om sy rykdom te bekom. En sy godsdienstige werke het hom nog verder geregverdig. Jy is in God se guns. Kyk wat se goeie mens is jy. Kyk die rykdomme wat jy bekom het. Maar die oomblik as hy van alles ontslae moes raak, wat moes gebeur het in daai oomblik?
Hy moes betrokke geraak het by hulle wie vir hom gewerk het. Dalk het hy van sy mense onredelik behandel. Hy was afhanklik dan van hulle vir 'n blyplek. Dan sou hy eintlik verstaan het, wat gaan in hulle gemoed aan? Wat gaan in hulle binneste aan? Dis wat die priester en die leviet gedoen het, wat verby daai persoon geloop het wat gelê en bloei het. Hulle godsdiens was belangriker as die hart wat moet uitreik na iemand anders toe. Nou, en al daai uitreike moet ons verstaan volgens die woord. So as ons verstaan volgens die woord gaan ons nie weerhou om dinge te doen nie. Om uit te reik, om goeie dinge te doen nie. Dit gaan ons net rig na die regte rigting toe. En ons maak onsself toe. Partykeer het ons nie baie nie, maar ons het daarom 'n huis en ons het 'n hek wat ons kan sluit. En niemand mag daar inkom nie. Ons gaan ook nie daar uit nie. Ons gaan uit en ons smaal net wanneer die gesig smaal. Maar waar is die hart? Ons kruip agter ons karakter weg. Dis maar wie ek is. Daai wie ek is, moet maar ongelukkig verander. Sodat jy werklik kan verstaan. Daai persoon het benoudheid, behoefte, siekte. Ons kan maklik as iemand in 'n probleem is of 'n siekte is, kan ons raad uitdeel, left, right en center, gebruik die pil, gaan na daai, hoekom gaan jy nie dokter toe nie? Ek het nie geld nie. Ek het nie 'n voertuig nie. Dis hoekom ek nie dokter toe gaan nie. Nee, joh, my suster, my broeder, ek sal vir jou bid. Ons is eerste om raad uit te deel. As om in jou binnekamer te gaan te sê, Here, wat kan ek doen? Nie wat die dokter kan doen nie. Nie raad wat ek kan gee nie. Wat kan ek doen? Waar kan ek myself skade aanrig? Sodat daai broer en suster van my kan begin lewe. En partykeer al wat dit vat, is meer tyd in gebed. Dis partykeer al niks meer nie. Dis logies, as jy nie 2000 km kan ry en by iemand kan uitkom, is logies, jy kan niks daaraan doen nie. Maar in jou binnekamer kan jy baie doen, sodat die Here iemand kan opwek en gebruik wat die middel en die vermoë het, om daai broer of suster te kan gaan help. Maar, ons het verskonings. My werk, my tyd, my man, my kinders, my geaardheid, my tradisie, my godsdienst. Ek moet vanaand eers nou 3 ure, ons het op die roadtrip vir baie mense gesê, stop die Bybelstudie. Gaan soek die Here, sodat jou hart verbind kan begin raak aan Christus en aan jou medebroer en suster. Jou hart, nie jou middele nie. Kom ons begin by die hart. Baie het nie die middel nie, glo my, hulle nie vermoë of die middele nie. Maar ons sluit ons in 'n kokon toe. En as die lig daarin kom, wat gebeur? Daar is 'n opstandigheid. Daar's 'n eie wil. Want die lig kom openbaar eintlik al die kokkerotte in 'n mens se hart. Al die gaga in 'n mens se hart. So broers en susters, ek praat vanaand baie met myself. Ek is gewoon stil in myself. Eintlik is dit gelukkig dat ons moet verander, as dat ons eie wil sit sonder verandering. Ja, en partykeer vat dit, en dit is die groot ding. Het vat baie keer vir iemand om jou in jou gesig te kom sê, jy het van, ek sê nou die dag, dink was met Roland of iets, toe ek in die wêreld ook was, sondaar is dit nie genade, hy sê vir jou, Stanley, jy stink 6 man. En as sondaar moes ek het al in my face gehad het. Die lewe volgens jou eie lewe. Die mens sê, jy is ongeskik. Nee, ek is skaam. Nee, jy is ongeskik. Sorry, ander sien dit as ongeskik. Ons moet verander. Ons is kinders van die Here. Ek wil jy aanmoedig, ons is kinders van die Here. Ons het nie die verskonings van die wêreld nie. Die wêreld kan nog verskonings hê, hulle kan nog teruggetrokke wees,
Hulle kan nog vol dinge wees, maar ons as kinders van die Here moet 'n pad begin stap. En sê, kom ek maak my hart oop. Ek gaan op 'n raad uitdeel, ek gaan begin bid. Want wat doen ons? Sodra ons iets hoor, dan begin hierdie verlede dinge in ons uit te ryg. Pille, brille, siektes, pyne, whatever die geval mag wees. Ek het al uitgevind dat daai broer en suster nie eens daarby kan uitkom. Dit wat jy sê is ontoereikend. Ek sê nou die dag vir Roland toe so praat, ek sê ons het nou al baie met u gedeel oor die pad wat die Here ons gevat het. En ons onder krag en water gesit het en alles, en u wat van kleins af in 'n huis groot geword het, wat alles klop disselboom gegaan, daar was water, daar was krag, daar was leksede en so aan. Jy voel vir my. Maar weet jy wat, as mense wat elke dag van hulle lewe in erger omstandighede leef, dan dink ek, Stanley, jy moet stop met hierdie storie van jou. Dit is 'n saak, die Here het 'n ding in my uitgebreek en hulle verander. Dit is presies so. Maar wat van my broeders en susters, wat elke dag in daai omstandighede leef, daar is nie 'n ander lewe nie. Daar was nie vir hulle 'n ander lewe nie. So ons moet baie keer net ons evangelie in oënskou neem. Ons vergoddelik ons lewenswyse. Dan preek ons uit daai platform uit. Dit is waarom ons die mense kan behoorlik bereik nie. En dis waaroor vanaand gaan. Kom uit en sien en kyk en neem waar. Dan kom jy agter die evangelie wat 'n mens baie keer uitdra, is 'n verdraaiing van die waarheid van sagmoedigheid en 'n liefde vir die waarheid. So ons as kinders van die Here, ons moet 'n liefde hê vir die waarheid. Die waarheid moet ons inneem in 'n goeie en 'n edele hart. Ons moet dit doen volgens hoe dit opgeteken is, dat die woord ons rig. Dit is wanneer jy loon kry. Dis wanneer skatte vergader word. En in daai proses gaan jy deur 'n geweldige druk. Dan net om jouself te verloon, of van jouself ontslae te raak, om jou karakter en geaardheid te verander. Dit voel baie keer letterlik of jy uitbrand, of jou binnekant uitbrand, of jy seer kry, of dit is 'n geweldige ding. U wat al daai pad gestap het, u verstaan presies wat ek vandag sê. Nou lees ons hier sowel in Petrus ook, hoe die beproewing van ons geloof. Kom ons lees gou hierso. 1 Petrus, kom ons lees vanaf vers 3 tot vers 9. Ek gaan net so lekker deurlees. 1 Petrus 1 vanaf vers 3 tot 9. Geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat na sy groot barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het tot 'n lewende hoop deur die opstanding van Jesus uit die dode. So Jesus baie duidelik, hy praat met ons as wedergebore kinders van die Here. Sodat ons 'n onverganklike en onbesmette, onverwelklike erfenis kan verkry, wat in die hemele bewaar is vir ons. Wat in die krag van God bewaar word, deur die geloof, tot die saligheid, wat gereed is om geopenbaar te word in die laaste tyd. Daarom verheug julle al word julle nou, as dit nodig is, 'n kort tydjie bedroef onder allerlei beproewinge, sodat die beproefdheid van julle geloof, wat baie kosbaarder is as goud, wat vergaan, maar deur vuur gelouter word, bevind mag word tot lof en eer en heerlikheid by die openbaring van die Here Jesus. Vir wie julle, al het julle hom nie gesien nie, tog liefhet, en wie julle, al het julle hom nie, al sien julle hom nie nou nie, tog glo en julle verbly met uitspreeklike en heerlike blydskap, en die einddoel van julle geloof, die saligheid van julle siele verkry. Dis die einddoel van ons geloof. Ons streef na dinge wat nie bestaan nie. Dit gaan oor jou siel wat met hemel toe gaan. En is 'n pad van beproewing, en daai beproewing is soos 'n vuurgloed. Dis 'n loutering, soos die woord van God gelouter is in die aarde. 7 maal gaan ons gelouter word, dat hy kosbare stene na vore kom, dat ons nie met hout en hooi en stoppels en die dinge bou nie, maar met kosbare stene, dat ons kan deel hê aan die fondament, aan die parelpoort, aan die goud wat voortkom, alles wat in die hemel is. Dan gaan jy word uitgenooi om te sien jou werke, want die nuwe Jerusalem gaan neerdal na die nuwe hemel en aarde toe. Beklee soos 'n bruid. Met ander woorde, hoe word ek bruid beklee? Met die beste, met die mooiste. As hy bruid instap, almal se oë is net gerig op daai bruid.
sodat jy kan sien dat jou beproewingstyd, dit wat jy afgelê, dit wat jy eenkant toe gegooi het ter wille van die waarheid en die liefde vir die woord, dat jy die loon kan sien en jy het loon daarin, jy gaan beloon word met die ewige lewe. Dit gaan 'n heerlikheid wees, as ons dink aan 'n bruilof, dis 'n tyd van heerlikheid en blydskap, dis nou nie worries en probleme en al daai dinge nie. Dis wat jy gaan kry. So kom kind van die Here, ek wil jou aanmoedig. Kom ons doen hom. Baie keer wil ons iets beter hê by 'n kar of huis, omdat ons nie volgens ons die weg kan kom nie, wat ons het nie. Hoe mense, met wat ons het nie, jy moet vervoer ensovoorts, om by die konferensie te kom of ja. Gaan oral heen, maar net 'n voorbeeld. Die Here help ons, en die Here voorsien, en die Here gee. En 'n mens moet in 'n mens se lewe baie keer die prys betaal. Deur hy loutering gaan, deur hy vuur gaan, sodat daai kosbare skatte voortgebring kan word in God se koninkryk. Nou ja, dis al wat ek wil sê. Alles wat jy goed doen, moet jy doen uit die waarheid van die woord, anders beteken dit niks. Ja, alles wat jy goed doen uit die waarheid van die woord, jy met die woord so lief hê, dat jy bereid is om alles te doen volgens die waarheid van die woord. Daar sê baie dankie dat jy ingeskakel was. Roland gaan ons weer 'n liedjie luister. As jy reg vir hom, Roland gaan vir ons speel, dan sluit ons af met die lied. Daar het hy afgeskakel. Ag, maar dan nie. Sit hom sommer daar. Goeie